Ek het vanoggend ook hier instap. Toe ek nog so 'n bietjie nie skryfwerk gehad het, maar nou net 'n bietjie deur die boodskap gegaan. En die tema vanoggend is hoeveel lig laat jy in? En toe sing hulle die lied, Light of the World. En ek wil ook net kyk. En ek kry nou weer hoendervleis soos wat ek het toegekry, want die tema het Vrydag eers op die internet verskyn, om die waar sê Vrydagoggend het ek eers die tema gekry. Hulle het al Woensdag die speellys gekry en dit gaan so: Light of the world, you stepped out into darkness. Open my eyes, let me see. Beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here am I to worship. Here am I to worship. En toe sê ek maar, kan dit asseblief die slotsang wees? Maar dit sluit aan met die boodskap, toe sê hulle maar dit is. Jy sien God op 'n manier is soos hierdie groot ingenieur wat dinge reël. Wanneer mense so min of meer hom volg, dan reël hy goed, reg. Johannes 8 vers 12 sê, ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg, net agter my aanstaan. Nie raak soos ek nie, want ons kan nie. Maar net volg, stap net agter my aan. Ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Jy het dalk nie so oor dit gedink nie, maar jy het hom vanoggend hiernatoe gevolg. Op een of ander manier het jy nou hier beland. Het jy begeerte gehad, 'n skoolvakansie, wat ook al, jy het hom gevolg. Mag jy sy lig vind vandag. Nie 'n algemene lig vir 'n groep mense nie, maar sy lig vir jou. Wat jy nodig het. Glo dit, jy sal dit kan. Kom ons maak ons oë toe. Elkeen by homself. Haal dalk net eers lekker diep asem, blaas stadigheid. En dan sê jy net dankie. Dankie dat jy sy volgeling kan wees en dat hy lig bring. Here, u weet wat nou in elke mens wat hier sit en staan, sy gedagtes was. Hoe weet ons nie? Maar dit glo ons. Want ons al flitsende ervarings gehad het, dat u op hierdie intieme persoonlike manier by my persoonlik betrokke is. Is dit dalk net in 'n oomblik waar ek na wolke gekyk het, of 'n oomblik waar hy my uitgehelp het, 'n oomblik waar hy die antwoord, wat dit ook al is, daarom weet ons, dit is so. Dat u nou weet wat in elkeen sy gedagtes omgegaan het. Dat u die fynste detail van ons lewe ken. Nie net ken, maar dat u ons daardeur wil help, sodat ons u beter kan sien. En u meer kan worship. Veral in hierdie oomblik wat ons nie kan glo dat u so persoonlik by ons betrokke is. Die Here, my gebed is dat u net vir ons sal help om vir u te sien wie u is. Die lig vir die wêreld, die lig van my lewe. Help ons om dit te glo, nie as 'n gedagte of 'n kennisfeit nie, maar as 'n werklikheid. En kom doen dit vanoggend vir ons elkeen. Amen. Ek glo almal het gesing. Nou, as jy die gesing het nie, het jy die woorde gelees. Die vraag is, en ek het dit vir myself gevra. Die vraag is, sing jy? Ek het u lief, o Heer, met alles in my.
krag en verstand, het ek U lief. Of het jy dit net gesing? Glo jy? Of is net woorde? You hold my every moment. You calm my raging seas. You walk with me through fire and heal all my disease. Glo jy? Of sing jy dit net? Hier is dit maklik. Dis kerk. Maar sing hy. En daar buite? Toe vra jouself die vraag. Wat maak ons as ons hier sing? Eindelike vraag is, glo jy wat jy sing? En net jy kan die vraag antwoord. Net ek kan dit antwoord. Ek wil so ver gaan om te sê, en dis iets wat nou by my opkom, hierdie goed het ek nie neergeskryf, glad. Dat ek sal probeer om nooit weer te sing, as ek dit nie glo nie. Al kry ek dit nie altyd reg, dis okay. Ons is mense. Want jy sien, hier is die ding. Hier is die ding. Ons sing dit hier maklik. En dit klink mooi as jy goed lees, mooi boeke en so, jy weet. Maar Jesus het nie aarde toe gekom, dat ons emosioneel geraak moet word. Dit ook, ja. Dat ons emosioneel geraak moet word, en emosioneel 'n bietjie opgewek moet. Dis nie waarvoor hy gekom het nie. Hy het gekom sodat ek en jy sal lewe, daar buitekant. Nie hier. Wat help dit? Jy weet hierdie goed, maar jy leef dit nie. Ons kry dit soms reg. Min van ons kry dit die heeltyd reg. Om God regtig te vertrou. Dat God en Jesus en die Heilige Gees en die krag wat hy vir ons wil gee, dat dit nie net iets mooi is. Jy weet, krulletjies en pink papiertjies is sulke goed nie. Sukkel dit om dit reg te kry. Hierdie beginsel ding om God met alles te vertrou. Want as jy doen, sal dit nie vir te lank in jou lewe donker bly nie, wat jou ding nou ook al is. As jy God werklik vertrou, werklik glo, U is my healer, You hold my every moment, You calm my raging seas, as jy dit glo, sal jy nie vir te lank voor 'n muur staan. Sal jy nie 'n muur kry wat vir jou te hoog is nie. En sal dit nie vir te lank donker wees nie. Dit is hoe dit is. Dit beteken nie dat jy nie raging seas gaan hê. Dit beteken nie dat dinge gaan skeefloop nie. Dis deel van ons lewe. Goed loop verkeerd. Dis hoe dit is. Maar dis in daai oomblikke, veral, waar jy God gaan sien. Waar jy gaan weet, dis hy. Hy is my veilige vesting, my rots. So dinge is nie maklik, hierdie lewe is nie maklik, dit is eenvoudig nie. Alles gaan nie nou net mooi en glad vir jou loop nie. Dit is hoe dit werk. Maar wanneer jy hierdie kinderlike, eenvoudige ding glo, en dit leef, en jou besluite daarvolgens maak, dat God is my maker, God is my vader, God is my versorger, God is my helper, en ook my vriend, dan sal geen muur vir jou te hoog wees.
sal geen rivier te diep wees nie. Sal dit nooit te lang, te donker bly. Wanneer jy dit glo. Dit is so eenvoudig soos dit. Daar is nie, jy's dalk net teleurgestel, want jy het dalk nou gehoop, maar okay, maar die man is op pad na 'n 7-punt plan vir 'n suksesvolle lewe. Of 5 stappe na 'n vervullende lewe. Nee. Daai goed kan waar wees, maar dit kom agterna. Dit kom na hierdie beginsel, hierdie waarheid, dat God jou Vader is. En dat geen muur te hoog is nie. Dit is so eenvoudig soos dit. Dat jy sal glo, ongeag die muur, ongeag die donkerte, dat jy sal glo, God sal lig bring. Hy sal dinge so reël en engineer, dat dinge sal uitwerk. Nee dit, nie 7 stappe nie, nie 5, wat ook al. God sal die lig bring. Ek begin daarmee. Ons weet dit. Ons weet dit. En ons sing dit selfs. Die vraag is, lewe jy dit? Daar's 'n wêreldse verskil tussen die twee, van weet, kennis hê, en absoluut so glo, dat dit jou lewe is. Dis dit. Ek dink vir die meeste van ons, ek het myself nou net weer die vraag gevra. Vir die meeste van ons, is hierdie gedagte dat God ons Vader is, dat hy dinge so sal reël, dat alles ten goeie sal meewerk. Dalk nie soos wat jy gedink het of gehoop of verwag het nie, maar dit is irrelevant vir jou, want jy weet God sal dit vir jou reg uitwerk. Bitter min van ons kry dit reg. Bitter min. In 'n geval nie altyd nie. Vir die meeste mense, maar is dit 'n algemene waarheid, algemene teologiese feit, maar dit nooit deel geword van jou alledaagse fisiese bestaan. En daarom sukkel ons om uit ons hart, en ek praat nie van jy wil hande opsteek as jy wil doen dit. En as jy in trane wil raak terwyl jy sing, doen dit. Dit is nou nie die punt. Maar die punt is wanneer jy hierdie goed sing en sê, glo jy en veral lewe jy. Dit is nie 'n algemene feit, teologiese ding. Dit is nie bedoel vir net sekere mense nie. Dit is bedoel vir jou. Ja, vir my. Dit is nie bedoel net vir sekere mense nie. En solank as wat jy hierdie kinderlike geloof in jou lewe nie praktiseer, dat God, my Vader, my versorger, my helper, my healer, my alles, met my krag en verstand, sal jy sukkel. En ook in jou geloof in God, gaan jy sukkel. Hoekom? Onder andere, omdat omstandighede dan die kwaliteit van jou lewe gaan bepaal en nie God. So wanneer dit donker raak, dan is dit jou realiteit. Wanneer hierdie mure daar, dit is jou realiteit, dit raak jy. Dit raak wie jy is. Dan raak jy slagoffer van jou omstandighede. Alles is net vir 'n tyd. Maak nie saak, jy mis uit op God. Jy mis op die uitkoms wat jy vir jouself en wil gee. Maar die oomblik wanneer jy hierdie waarheid deel maak van jou lewe, wanneer dit is wie jy is in die eerste plek, absolute kinderlike vertroue in God, die oomblik wanneer dit gaan gebeur, het daar reeds iets binne in jou gebeur. En dan
maak daai goed buite nie meer saak nie. Dit sal verander die oomblik wanneer jy hier binne in verander. Daai oomblik. Daai oomblik gaan daar 'n lig in jou lewe kom. Wat gaan maak dat jy bo hierdie muur kan spring? Die lig gaan maak dat die donkerte verdwyn. Psalm 18. Gaan net gedeeltetjies van dit lees. Vir die koorleier, dit is belangrik dat dit daar staan, want hulle het hierdie ding gesing. En hierdie lied is lank nadat die gebeurtenis plaasgevind het, het Dawid hierdie lied geskryf. En toe sing hulle, te glo hulle, het is te bevestig. 'n lied van Dawid, die dienaar van die Here. Hy het die woorde tot die Here gerig, op die dag toe die Here hom gered het, uit die mag van al sy vyande en uit die mag van Saul. Hy het gesê, ek het u baie lief deur my sterkte. Jy sien? Hierdie ou, wat daar gebeur het, jy kan nou daai goed gaan lees in Konings. Ek meen, hulle is op pad met hom, 'n oormag, om hom dood te maak, fisies dood te maak. Nou nie, jy weet dat jy nou na SARS se kantoor toe moet gaan of wat ook al nie. Fisies is hy lewe bedreig. Hulle wil hom doodmaak. Wat is die eerste ding wat hy sê? Nie daar buite. Hy sê, ek het u baie lief, Here, my sterkte. Ek glo dit so, dat ek sê, ek het u lief. Die Here is my rots, my skuilplek en my redder, my God, my rots, by wie ek skuil, my skild en sterk verlosser, my veilige vesting. Hier is hierdie omstandighede daar buite. Ek vlug nie na 'n skuilplek toe nie. Ek gaan klim nie op 'n rots nie. U is my skuilplek. U is my rots. Ek het daai nie nodig nie. U is dit. Ek hoef dit nie te gaan soek nie. U is dit. Dis geloof, hierdie is geloof. Noem dit kinderlike geloof as jy wil. U Here laat my lamp helder skyn. My God gee lig as dit donker is om my. Met u hulp loop ek oormag storm. Met my God by my is geen stadsmuur vir my te hoog nie. U Here laat my lamp helder skyn. My God gee lig as dit donker is om my. En nou kan ek oor daai muur, hy is nie vir my te hoog nie. Geen oormag is vir my te groot nie. Wat wil ons hê? Wanneer in ons lewe dinge anders verloop, wat dit ook al is. Ons vlug of ons vries. Jy vries, jy ignoreer dit vir lank, dalk vir 'n lewe. Jy vlug daarvan weg. Vlug, vries of 'n vesting. Wat jy nie hoef te gaan soek, wat daar is, reeds. Vlug of vries, bring jou nêrens. Tydelike uitkomste. By vesting is daar, altyd. Hy sê nie, nou hulle daai keer seker nou nog nie spreiligte gehad, spotlights. Maar wat ons wil hê, ons soek nou, weet jy, dit is nou donker hier om ons, wat dit nou ook al is. Nou soek ons spotlights, jy weet, spreiligte wat daarom nou die donkerte kan verdryf. Dit gaan nie iets verander nie. Inteendeel, dit gaan jou meer banger maak. Want nou kan jy helderder en duideliker die moeilikheid sien. Wat doen jy? Here, wees u. Laat my lamp nie skyn nie, helder skyn. Laat hom helder skyn. Ons wil hê ons omstandighede moet verander. Dit is nie noodwendig verkeerd nie. Maar dit gebeur min in hierdie lewe.
dat omstandighede net so verander. Veral as dit op 'n persoonlike vlak vir jou lê. Die verandering gaan begin. Die verandering het reeds begin. Wanneer die verandering hier binne begin het. Wanneer jy hierdie tipe van geloof of vertroue in God het, ongeag die oorlog, ongeag die hoogte en die dikte van hy muur, ongeag die donkerste of die donkerte van jou situasie, dan het die verandering reeds begin. God sal sorg dat die regte lig in jou hart en jou gedagtes sal val. En daai regte lig sal kom in die vorm van 'n idee wat hy vir jou sal gee, of 'n persoon wat jy oor jou pad sal stuur, of 'n gedagte, of een of ander deur sal God vir jou gee. Jy sien man, dis die ander ding. Ons dink nou hierdie stories van die Bybel. Dis ander soort mense daai gewees. Dis gewone mense, vissermanne, was sy disippels, ook 'n dokter, Lukas. Gewone werkers, gewone mense, Dawid skaapwagter. Ek wil dit nou nie eens herhaal nie, want ons weet dit goed ook, maar dis op 'n manier of ons nie wil glo nie. God gee sy uitkomste nie daar bo in die wolke nie, in die realiteit van jou elke dag se lewe. Gee hy die uitkomste, gee die antwoorde, gee hy die regte lig. Wanneer ek en jy daai tipe van geloof in God het, dan gaan daar toevallig iemand op jou pad verskyn, toevallig 'n idee kry, toevallig 'n gedagte kry. Dis wat gebeur, dis hoe hy werk, dis hoe in die Bybel gewerk het. Hy sal jou iets gee, of hy sal iemand stuur oor jou pad, wat jou verder sal vat. En dit moet jy glo. Dit moet jy glo. Ons het hierdie ou dingetjie van, jy weet, is ook amper soos hierdie, weet, cliché dingetjie. Maar ek het nou mooi gedink weer oor, jy weet, want ek het half bang vir sulke soetsappige goedjies, jy weet. Maar hierdie is waar. Die woord toevallig. 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 Kom daai oor my pad. Toevallig. Lees ek hierdie ding. My antwoord? Toevallig kry ek hierdie gedagte. God se lig vir jou. En dan kan jy maar weet. Dan moet jy nou nie langer wag. Dan moet jy daai muur. Dan moet jy oor hom gaan spring. Hy was onoorkomelik. Nou kan jy maar gaan spring. Hoekom? Het die omstandighede verander, die muur verander? Wat het verander? Hier binne het 'n lig gekom. Hier binne het 'n verandering gekom. Nou gaan doen ek dit. Ek gaan nou van hierdie toevallig iets vir myself vertel. Nie moet ek nou hierdie oulike ouetjie is nie. Ek sukkel met 'n klomp goed. Baie, wat moet ek sê? Mense is julle. Dominee sê, ons het die vlerkies hier agter. En ek kan hierdie selfe storie vertel oor dieselfde omstandigheid, en ek kan 4 of 5 goeders, oor 'n elektriese heining, oor 'n kombuis, oor elektrisiteit, en oor die bou van die huis. Wat ek nou bou, is 'n houthuis. En het reën letterlik vir die afgelope maand en 'n half, elke derde dag of tweede dag. So, die werk staan. En ons een dogter begin die 19 Oktober met matriek eindeksamen. En wat nou? Bly in 'n klein woonstelletjie. En huis kom nie klaar, ons kan nie begin eers. Toevallig. Verlede Dinsdag, te sien ek was my seile optrek Woensdag 'n bietjie gewerk, Donderdag kom stortreën dit weer. Van gister se reën het ons niks geweet nie. Weervoorspelling niks gesê nie, maar in elk geval. Toevallig, ek is in Braais en ek is haastig want ons moet terugkom as ek en Jeremy wat hier werk. En ek sien 'n ou soos Jaco hier vir my afsit. Wat ek nou ken van 1990 tot 94 het ek hom. Daai tyd dis die laaste wat ek hom gesien het. Hy was daai tyd ook 'n dominee.
En ek wil hom letterlik vermy, om nou nie met hom te praat nie, want nou gaan 'n lang storie wees, en ek moet hier kom. En toe laat val God sy oë op my, of op my. En toe begin ons hom maar praat. En vra, waar is jy en wat gebeur, en jy weet, en so, en ek vertel van die houthuis, hy is toevallig 12 jaar terug in Perro omgewing gemeentes toegemaak, hy was ook 'n jongste soos ek, hy moet gaan, hy begin 'n bouery. En die ding interesseer hom. God skep hierdie nuuskierigheid, want hy bou met steen. Hy sê maar, hy wil kom kyk, wat maak ek hier? En so verlede Sondag te preek hier, vra ek sommer wil jy nie preek, want ek het nie tyd gehad vir preek. En hy gaan kyk daaronder. En ek sê van man, ek kan nou alles doen, ek kan nou ou wat my help met elektrisiteit, maar die ander goed kan ek aan alles self doen. Maar ek nog nooit plafon, ek weet hoe werk plafon, jy weet hoe. Hy sê nie, maar hy sal my wys. Toe hy hier is, hy ken nie houthuise nie, maar toe sien hy, hierdie man gaan dit klaar kry. Hier is te veel ver, hy gaan nie. Hy sê van ek sal vir jou ouens bring, op 'n Saterdag. Maar lang storie kort te maak. Hulle het Vrydag gekom, 4 manne. Ek meen, ons het net 3/4 van die vloer gehad, dis al wat sê. Hy bring Vrydag 4 manne, dink ek. Gister 6. Gister te sien, nee, Dinsdag kom dit al weer reën. Daai manne sê vir my spontaan, meneer, hierdie houtwerk is so lekker, ons is nou al moeg van stene. Kan ons nie môre ook kom, dit is vandag, so baie jammer, julle maar bou nou daar. Want ek moet hierdie week intrek. Soos ek sê, ek kan dit gesê het van die elektriese heining en van die elektrisiteit en van die kombuis en wat ook al. Toevallighede. Ek het vanoggend gedink. Ek het daai ou ontmoet tussen 1990 en 1995. 94 was ek in 'n preekgroepie saam met hom. Nooit weer gesien. Ek glo God het daai tyd al, want ruimte en tyd bestaan nie vir hom nie. Hy het daai tyd dat hy ons paai laat kruis. En toevallig, Dinsdag in Braids van Uitsig, is ons toevallig albei daar. En alhoewel ek wou wegloop, laat hy my nie sien. Regtig? Toe laat God sien God hom vir my. Toe laat sien God hom vir my. Toe laat val hy sy oë op my. Dit is presies wie hy is. Vir my en vir jou. Hoeveel anders sal ons lewe nie wees as ons God toelaat, om net toelaat om ons lamp helder te laat skyn. Nie rondhardloop en so 'n mal hoender afkoop hoender. Laat God net toe jou lamp helder te laat skyn. Dis in sy aard, dis wie hy is. Dis hoekom hy gekom het. Hoe anders sal jou lewe nie wees nie, en myne. Hoe anders sal jou en my lewe nie, hoe anders sal ons worship en ons sang nie wees, hier en in ons kar, en wanneer ons wat ook al doen. Die worship in ons harte, ons gebede, ons gedagtes. As ons hom so begin vertrou. Alles sal van. Ons hele lewe sal van. Geen muur sal ooit weer jou ontstel. Tydelik. Menslik. Tydelik. As jy dit ignoreer, dan besef jy nie jy het 'n muur voor jou nie. Jou kop, jy weet, jy kan nie maak asof dit nie donker is. Dit is die realiteit. Die vraag is, wat doen dit aan jou? Vlug jy of vries jy?
Of gaan sit jy in jou vesting? Jou ewige, goddelike vesting. Dis jou en my keuse. God het mense gemaak. Want hy verlang, soos ons verlang na dinge, na hom. Hy verlang dat ons hom sal worship. En dat ons hom sal sien in al sy glorie. Dat hy ons sal sien glimlag. Wanneer die lig kom, die idee, die persoon, wat dit ook al is. En daar gaan hy oor die muur. Daar is die donkerte weg. Dis wat hy wil hê. Ek het die prentjie van 'n kamera lens. Ek gaan nou nie op daai, dit is nou nie nodig. Kamera lens, hoeveel lig laat jy in? Kameras se lens, dit is 'n sluiter. Blykbaar die nuwe goeders wat Jaco nou hier het, is 'n dingetjie wat hy so toe, dan maak hy so oop en toe. Die ander ou goeders maak so snaaks so oop. En al wat gebeur is hy laat lig deur daai lens. En dit wat aan die ander kant is, die binnekant van die kamera is donker. Die oomblik wanneer die sluiter of die shutter oop gaan, kom daar lig. Kom maar 'n mooi prentjie. Moenie langer kyk na hierdie kamera. Hy is nou donker, jy weet, nou karring jy hier, want die ding is donker, hy is nou donker. Trek die knoppie. Daar kom die lig. Moenie langer dit doen nie. Moet ook nie langer rond hardloop om nou met almal te gaan praat en te hoor en ek sê nie, jy moet nie met mense praat nie. Maar hierdie lewe, en veral wanneer ons moeilike tye, dit is tussen jou en hom dan. Hy sal ander mense gebruik, maar dit is tussen jou en hom. Moenie rond hardloop, jy weet, as jy nou hierdie kamera het, jy weet nou nie, die ding bly nou donker binne. Nou hardloop jy na jou oompie se, antie se, neefie se kind, want hy is elektriesien. Hy moet nou 'n gloeilampie insit. Gaan niks verander nie. Wat is die derde opsie? Druk die knoppie, man. Dis die ding werk. Met alle respek teenoor God. Jy kan maar op sy knoppie druk. Hy wil dit hê. Waar jou storie is, wat dit is. Vandag, môre, oor 10 jaar, 20 jaar, wat dit al is. Druk op sy knoppie. Praat met hom. Sê vir hom, U is my veilige vesting. Here, U het ek lief. Wie soos die chaos, hier om my. Here, U het ek lief. U is my veilige vesting. U is my rots. U laat my lamp helder skyn. En iets gaan nie binne gebeur. Ek glo, die vorm van idee, gedagte, persoon, wat dit ook al is. Dalk is dit net om jou gemoed te lig. Maar iets gaan nie binne gebeur. Maar die uiterlike gaan verander. So, dis die woord van God vanoggend vir die mense wat in hierdie tent is. Sal jy hom vertrou? Sal jy hom glo? Want dit moet jy weet. Doen jy dit, sal jou lewe nooit ooit weer dieselfde wees. Alles sal verander. En dit is sy wens vir jou en vir my. Ek gaan die gebed anders doen vanoggend en vra dat jy nou met die Here sal praat en ek sal met hom praat. En sê vir hom presies wat nou in jou gedagtes is. Nie met 'n krulletjie of 'n hoë woordjie nie. Sê vir hom presies wat in jou kop aangaan. Net. Kom ons maak ons oop toe.
Amen. Weer eens, ek dink, dit is so eenvoudig. Dit is so eenvoudig. Ek en jy, as ons alles nou gestroop, alles, is daar een ding wat ek en jy bo alle ander, dis nou eerlik, dink mooi dan, wil hê, is vrede. Dink dan, vrede. Is vrede. Weet jy, Jesus opgestaan het ek kan nie onthou hoeveel keer in daai eerste paar dae wat hy vir die mense gesê het, vrede vir julle. Hy het gekom, gesterf aan die kruis, vrede. Hy wil dit hê. So, laat die seun dan vanoggend so gaan. Gebruik Dawid se woorde. Here, ek het U baie lief. U is my sterkte. U is my rots, my veilige vesting. Dankie dat ek die vrede kan verwag in my lewe. Amen.